Okay. Goed, so vandag se storie is nou van baie lede, een liggaam. So, jy het verskillende dele van jou liggaam. So noem vir my verskillende dele van jou liggaam. Jy het 'n hand, wat nog? Kop, voete, oë, ore, bene, arms. Ja, neus en vingers, 'n hart. Goed. So hierdie storie, ek het dit al vir die groot mense vertel in die lidmaatskap klas. So eendag was Pinkie het baie seer gehad, want sy naal het so ingegroei en hy het verskriklik gehuil en dit was so seer en omdat hy seer gehad het, toe kan die hele liggaam nie slaap nie. En daai aand lê die hele liggaam in die bed en sê ons, jy ons wakker Pinkie. En toe sê Pinkie, maar dit is verskriklik seer. En toe sê hulle, ja, nou kan ons nie slaap nie. En ons moet môre werk toe gaan. En toe sê Pinkie, maar dit is so seer, ek dink ek wil dokter toe gaan. En toe is Pinkie nou baie bekommerd, want Pinkie sê, ek kan nie self by die dokter kom nie. En toe sê die voete, toe maar, ons sal jou dokter toe vat môre. En toe sê Pinkie, baie dankie. En toe sê die Pinkie, maar wat as daar karre kom en ons moet oor die pad loop? Toe sê die oë, maar ons sal vir jou kyk of daar karre kom. En toe sê Pinkie, maar wat as die kar agter julle is? En toe sê die nek, toe maar, ons sal die kop draai, laat die oë kan omkyk en sien is daar karre. En toe sê Pinkie, baie dankie. Ek is verskriklik dankbaar en ek kan nie wag nie, dat die dokter miskien vir ons medisyne gee. Wat as die dokter vir ons 'n inspuiting gee? Ek is so bang vir inspuitings. En toe sê die bout, toe maar, ons sal dit vat. Okay. Nou daai is 'n storie om wat Paulus eintlik gebruik, so 'n storie wat ek net nou gaan preek, om te sê, al die mense hier is die wat aan Jesus behoort is soos 'n liggaam. So die kerk is 'n liggaam, Jesus is die hoof. Hy is die kop. En as jy nou, Adrian, as jy nou wil met 'n karretjie speel, dan dink jy, ek wil my karretjie gaan speel. So jou kop sê dan vir jou voete, loop kamer toe. En dan loop jou voete kamer toe. En dan sê jou kop vir jou hand, haal die karretjies uit die speelboks uit. En dan doen jy dit. En jou kop sê vir jou oë, kyk wat 'n kleurkarretjie wil jy mee speel. En Jesus, sê Paulus, hy is soos die kop, hy is die hoof, en hy sê vir ons in die Bybel wat ons moet doen. En hy sê vir elke een wat hulle moet doen. Soos vir Tannie Tammy, sê die Here, leer die kindertjies. En nou vir Tannie Louise. Want Tannie Beryl is siek, dis hoekom sy nie meer hier is nie. En so, dis hoekom Tannie Louise nou gaan help. So hy sê vir hulle dit. En hy sê vir my, ek is die man wat die meeste preek, maar daar's ander mans in die kerk wat ook preek, en hulle is soos die mond, en hulle moet God se woord praat. En dan staan mense in die kerk, wat dien, soos oom Attie het die kameras daar agter, en die rekenaar, en Misha help hom, en hulle is hande, wat help, dat die preke opgeneem kan word. En dan staan mense soos Tannie Lenet, wat laasweek het sy die nagmaaltafel gedek, sodat ons nagmaal kan hê. En dan staan oom Niels, en Tannie Marieke, en Tannie Amelia, en Tannie Donet, en Nicole, en Jennifer, en Timothy, en Tannie Janet, en het ek iemand vergeet, van die musiekspan, en alles soos die keel, wat vir ons moet lei om te sing, sodat ons almal saam kan sing. En so werk elke een saam. Nou wat dink jy, Joshua, wat dink jy sal gebeur, as die hand sê, ek gaan nie vandag saam met die liggaam werk nie, en die ander hand sê, ja, ons is 'n tweeling, ek gaan ook nie saam werk nie. En die hande besluit, hulle wil nie werk vandag nie. En sê nou maar, die een voet sê vir die ander voet, ag, kom ons slaap maar vandag, ons gaan nie saam werk nie. Wat gaan dan gebeur? Niks. Ja, dan kan die liggaam nie ordentlik werk nie. En as die oë besluit, ons gaan nie wakker word vandag nie, ons gaan nie kyk nie,
Oh, nou. En so is dit in 'n gemeente ook. Die Here wil hê, elke Christen moet sy deel doen. Elke een moet saam dien en gehoorsaam wees aan Jesus. Nou, nie almal is deel van die liggaam nie. Wie is deel van die liggaam? Christene. So as julle nog nie vir Jesus Christus dien en sê, Here Jesus, as jy nog nie vir hom gevra het, ek wil u kind wees, en op hom vertrou het, en jou sonde na hom toe gebring het, nie, dan wil hy hê, jy moet dit doen. En as jy dit doen, het maak nie saak of jy 'n ou mens of 'n kind is nie, as jy dit doen, dan is jy deel van sy liggaam, van sy familie, en deel van daai liggaam wat kan dien. En selfs kinders kan, weet julle, my dogter, daar een wat daar sit, sy seker tannie Nicole vir een of twee van julle, en net Nicole vir die ander. Maar toe sy 9 jaar oud was, toe sy Christen geword, en eendag toe staan sy daar by die kombuis, en sy pak teekoppies reg, en sy sê vir my, pa, ek pak nie hierdie reg want ek moet nie, ek wil, dit is lekker om Jesus te dien. En so jy kan ook, al is jy jonk, jy kan ook die Here Jesus dien, en deel van sy liggaam wees. Okay, julle kan maar gaan sit.